Goeiemôre, good morning. Hey, Annie, kyk net ons hier. Hoe gaan dit? Ek is keerd. Aangenaam. Jy is Lisa, met die rooi hare. die rooi hare. Ek glo ons het dit reg gekry nie. Fantasties, baie welkom hier in ons midde. Julle, dis lekker om by julle te wees vanoggend. Lekker om u te hê. Te heerlik om jou ook hier te hê. Goeiemôre en baie welkom aan ieder en elk van julle aan daardie kant. Ons gaan seker maak dat jy jou dag op 'n lekker hoë noot saam met ons begin. Ons het natuurlik soos julle kan sien 'n pragtige nuwe gesiggie, Lisa met die rooi hare, wat ons ook van vandag af 'n bietjie gaan join. Dis nou lekker. Regtig. Ja, Dis lekker baie om by julle te baie wees. lekker. Nou ja, toe. En sy gaan ook saam met ons die jongste nuus en al daai lekker dingetjies aanpak. So ons kan nie wag om hierdie tydjie saam met jou te vat nie. So gaan jy vir ons die hoogtepunte deel? Wie deel vir ons die hoogtepunte vandag? Ek voel dit moet nog steeds jy wees, Pieter. Ja, Ek wil nou nie dadelik jou werk oorneem. Ek sal graag met julle die Ek wou nou net volunteer, maar jy klaar jou bril op. Okay, O, ja, ek ook, sis. jy sien al afgedrop. Thuis van Zyl help ons weer om sin te maak van die jongste geldsaake. Ons ontmoet ook die Suid-Afrikaanse onder 15 bofbalspan wat op pad is na die Wêreldbeker in Mexiko. Nadine Vosloo inspireer met nog 'n episode van Kuns vir die Siel en rook sy en kuier by ons om te vertel van hulle splinternuwe samewerking met Early Bee op hulle nuwe enkelsnit Halfpad. Kan jy glo? Maar ons is nog nie halfpad nie, hier is net die begin. Nee, hier is nie, ons het nou net afgespeel. Nou gaan ons Kaapstad toe. Blykbaar gaan ons Kaapstad toe. Ja, ons het 'n baie interessante storie aan die pad van Kaapstad, wel, Kaapstad Kimberley. So, Kaapstad is wêreldwyd bekend vir sy berge, strande en koffiekultuur, maar volgens die TV-persoonlikheid, Lesego Mududle, ontbreek daar iets heel eenvoudigs. Mense wat mekaar groet. Mududle, wat oorspronklik van Kimberley afkom, het onlangs op sosiale media vertel hoe sy haar vasgeloop het teen die moederstad se cool skouers. Sy sê sy was uit die veld geslaan toe sy agterkom dat mense mekaar hier selde groet. Sy het probeer om mense op straat vriendelik met 'n hallo of 'n hoe gaan dit te verwelkom, maar die reaksie was dikwels 'n vreemde kyk of bloot 'n doodse stilte. In Kimberley, sê sy, is dit vanselfsprekend om enige iemand op die straat te groet, selfs al is dit 'n vreemdeling. Dit is deel van die kultuur, 'n manier om iemand se menswaardigheid te erken. En na 10 jaar in die Kaap sê sy dat sy steeds nie aan die Kaapse geaardheid gewoond kan raak nie. Hoewel die gejaagde stadslewe en besige roetines dalk 'n rol speel, glo Mududle dat 'n eenvoudige hallo niemand se dag bemoeilik nie. Dit kan dit dalk net ophelder. Hallo. So met ander woorde, hallo. 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 Dis 'n interessante ding, né, want ek dink mense moet verstaan, ek dink dit is dieselfde as Johannesburg. Jy sê nie vir mense in Johannesburg hallo nie. Dis net nie hoe dit gebeur nie. En ek verstaan wat sy sê, dit is 'n respecting. Maar as jy van 'n klein dorpie soos Kimberley afkom met groot respek teenoor Kimberley, dis 'n veel meer gehegte gemeenskap. So die houding is anders. Of dit reg of verkeerd is, ek dink dis 'n bietjie van 'n armdruk. Wat sê jy, Pieter? Ek dink ook, ek dink is 'n plattelandse ding. Die ouens is baie meer geneig om in die platteland mekaar maar almal te groet. Want Ja. die kans dat jy mekaar sien weer 2 keer 'n dag of 3 keer 'n dag is Ja. anders. Maar dis vir my vreemd, die groot stede en goeders. Ek kan onthou toe ons in Amerika ook was, as ek met iemand gepraat het wat net, jy weet, vir ons agter die til gestaan het en goed en sê, "Hello ma'am," skrikkel hulle saam op, dit is nie gewoon daaraan nie. Ja, die normale lyn is, Ja. how you doing? How you Maar hulle doing? verwag nie 'n antwoord terug nie. Ek het Ja. altyd gesê, I'm fine, thank you. Dan kyk hulle vir my sê, Weet jy wat van aan nie? where'd you cry out from, man? Ja, Jy weet, so, my ma is ook daar in die Kaap, maar meer in die tuinroete en elke keer as hulle hier is, dan sê hulle ook, hoekom groet niemand ons nie? Hoekom is die mense so bot? Interessant. Ek kom dit nie eers agter nie, want mense raak gewoond daaraan. Nee, maar groet julle mense as jy nou in die straat dalk loop of so. dit hang af. Pieter, jy weet, dis nou 'n interessante ding met ek en jy en jy al drie van ons is publieke figure. So daar's 'n sekere deel van selfs net om vir iemand kop te knik, Ja. beteken dat jy oopkop is vir ek sien jou. Ja. En miskien is dit uiteindelik die grootste ding. Ek sien jou, ek erken jou en ek weet jy's daar. Wie, waar, hoe, wanneer, dis 'n ander ding. Ek meen soms voel mens nie altyd of jy Ja, jy wil wil nie. altyd goed. Maar ek het ook daai ding, as iemand dalk so 3 sekondes te lank na my kyk, dan kap ek net goeiemôre en dan gee dit vir hulle daai gap. Is dit jy? Ja. Wie wil jy hê moet ek wees, maar as dit Pieter Koen is, aangenaam. Lisa, maar dit is so lekker om jou hierso by ons te hê. Ek het nog 'n storieetjie wat ek met julle wil deel. Vertel. Bietjie meer ernstig, 'n video wat soos 'n veldbrand op sosiale media versprei, wys hoe 2 petroljoggies na bewering 2 mans by 'n volstasie in Bloemfontein aanrand. Dit volg nadat die mans glo brandstof ingegooi en sonder betaling probeer wegjaag het. Die presiese omstandighede van die voorval, asook die ligging van die volstasie kon
nog nie bevestig word nie. Kolonel Thabo Kuwane, polisiewoordvoerder in die Vrystaat, kon ook nog nie bevestig of 'n amptelike klag by die polisie ingedien is nie. Engen het intussen in 'n verklaring gesê dat hulle van die beelde bewus is en dat hulle enige vorm van geweld ten sterkste veroordeel. Die maatskappy beklemtoon ook dat, hoewel die voorval nog ondersoek word, hulle geen gewelddadige optrede goedkeur nie en ten volle met die owerhede sal saamwerk. Volgens Engen bly die veiligheid en welstand van hulle werknemers en kliënte hul prioriteit. Die voorval het intussen 'n vurige debat aanlyn ontketen. Baie mense verdedig die petroljoggies en voer aan dat volstasiepersoneel dikwels self die finansiële verlies moet dra wanneer motoriste wegry sonder om te betaal. Een gebruiker het dit treffend opgesom. 'n Petroljoggie wat sy lewe waag om 'n vlugtende bestuurder te stop, sê alles. Hy was waarskynlik bang sy salaris word ingekort en dit was nie dapperheid nie, dit was bloot oorlewing. Ander maan egter dat niemand die reg in eie hande mag neem nie, ongeag die omstandighede en dat aanranding nooit die antwoord is nie. So, daar's omtrent 14 verskillende maniere om hierna te kyk. Ja. né? Dis roef. Die eerste ding natuurlik is, so as iemand anders, kom ons argumenteer ek en jy loop verby en ons sien hierdie ding gebeur. Ek haat om jou te sê, ek sal die ouens ook probeer stop het. Ja. Ek weet nie of ek gewelddadig sou wees nie, Ja. maar uiteindelik, as dit verkeerd gaan, Ja. is daar 'n kans dat daar geweld gaan wees. Definitief. Hoe dan? Definitief. Hoe dan? Want wat is reg en wat is verkeerd? Ja. Ek dink ook hulle het dalk die ouens net agter hulle aangehardloop en hulle gevang op die einde van die dag en obviously is dit fight of flight. En Presies. die ouetjies het maar beklei en die ander ouens het beklei om te hou en die ander ouens. Maar ek Ja. verstaan die frustrasie, Lisa, want ons hoor soveel keer van die mense wat wegry. En dan is dit seker die arme petroljoggies wat moet Dit is. inbetaal In en baie sê okay, situasies, dis ja. is as jy nie jou waiter iets betaal nie, dan moet hulle inbetaal. Ja. So ek kry hulle jammer, dit is glad nie regverdig nie vir my. Is 'n petroljoggie soos my beste maatjie. Ja. Want hy is die persoon wat eintlik seker maak my kar is okay en reg en ek kan veilig op die pad weer gaan. Ja, en daarbey saam moet jy vir jouself afvra, met ander woorde, hier's die onderliggende probleem. Waar is ons morele standaarde? Waar is mense as hulle wil petrol steel? Want geen nou nie om steel is steel. Skus. Nee, dis die waarheid. Dis nie 'n bietjie steel of baie steel, steel is steel. 50 sent, 50 miljoen rand, dis dieselfde prinsip. So waar gaan ons heen? Ek weet nie. Ek wil weet, is hulle arm, het hulle gesukkel, moes hulle kies tussen brandstof of kos? You know? Dink jy nie 'n petrolstasie het ook maar 'n begroting wat hulle kan sê. As jy nou met jou emmertjie kom en jy het regtig geen geld, dus kan almal vir jou R50 gee. Maar dan moet jy in die gaan petrol. vra. Gaan Dan moet jy vra, daarom moet net nie doen steel nie, as ja. bestuurder, kan jy my asseblief Sit help? regtig met Ek die gaan weer probleem. volgende week geld. Ek is bly om die draai. Ja. Gaan die woord is mooi, gaan negotiate. Just go negotiate. Ek is seker daar sal altyd mense het nodige empatie, veral in Suid-Afrika ook om regtig te kan help Ja. as hulle Ja. sien hier's nood. Wat almal sukkel. Maar dan kry jy ook daai gewoonte misdadigers, nê? Nee? Ja. Staan met 'n bordjie op die hoek van die straat en dan nou ry hulle met die Porsche verby jou. Only in South Africa. Maar nou ja, bly net waar julle is. Ons het nog 'n lekker propvol program wat vir julle wag wat vanoggend aanbetref hier by Goeiemôre, Good Morning. Ons weet sommer jy is reg om saam met ons hierdie dag mooi op te kikker en vas te vat. Bly net waar julle is met nog lekker sport, finansies en musiek. Onder andere, sien jy nou. Net die geld praat, maar soms verstaan ons nie altyd die geld se taal nie. Gelukkig is Thys van Sail hier om vir ons die tolk te wees en meer daarvan te vertel. Thys, goeiemôre. Lekker om hier te wees, Pieter. Lekker om 'n bietjie saam met jou om die finansies tafel te kyk, sit. Elsa's definitief mooier as jy, maar ons werk aan mee. Ja, jy weet, mooier, slimmer, wyser, al daai lekker dingetjies. But bear with me vanmôre. okay. Luister, die inflasie het weer gestyg tot Ja. wat 5% of so iets. Wat beteken dit vir ons gewone man op Ja. straat? Pieter, ek dink nommer 1 om mee te begin, jy weet, is dat inflasie was veronderstel om onder beheer te wees. Jy weet, ons het in die jaar ingegaan, dit het wat som rooskleuriger lyk. Ons inflasieteiken is tussen 3 tot 4% en jy weet net hier na die eerste kwartaal te begin ons maar jy weet in daai kerf raak van die 4% en rentekoerse was aangepas opwaarts. Jy weet om dit juis as 'n taktiek, jy weet, inflasie af te bring, maar nou het ons weer eens gesien hy het weer opgegaan in hierdie maand van Julie en die Reservebank het daarom toe nou
besluit om nie die rentekoerse op te skuif nie, maar die groot maar is soos daar 4 het gesê nee teen verhogings en 2 van die panele wel gesê ja tot 25 basispunte. So dit beteken vir die algemene Suid-Afrikaner dat rentekoersverlagings relatief nie op die kaart is. Ja, nie vir 'n oomblik nie. Ja. Hoor jy, en die krisis by PIC, hoekom het ons rede tot kommer daar? Ja, so 'n bietjie laas ek selfs vir PIC. Ek dink as mense weer eens gaan kyk, jy weet die FSCA het die 14 Julie besluit hulle gaan 'n ondersoek instel rondom hulle strukture, rondom hulle algemene bestuur en natuurlik oor die algemeen wat daar aangaan, want dit is 'n absolute krisis, as jy dit so wil stel. Nou 'n krisis kan vir een ou wees byvoorbeeld ja, ek het 'n probleem hierso, hier stroma, ek moet dit uitsorteer en 'n finansiële krisis aan hierdie kant is wanneer jy eintlik mense het wat na geld kyk, die grootste pensioenkoffer kyk in die hele amper wêreld. Okay. En hulle is nie, ek het nie eens die regte woord nie. Kom ons los eerder die woord. Jy kry nie daai byvoeglike name. Maar daar is moeilikheid, maar gelukkig is die FSCA op dit. Hoor jy, en ek dink is by die 6000 mense wat agter is, wie se nie pensioen bydrae gekry het. Ja, so dit was ook 'n proaktiewe skuif van die FSCA. Ja, die FSCA was besig geweest in Julie maand. Maar as jy byvoorbeeld nou gaan kyk, die FSCA het 'n lys gaan basies weet op hulle stelsel gaan plaas waar mense nou kan gaan kyk, waar daar werkgewers tot en met 6000 plus werkgewers pensioen aftrek. Pieter, dit is so goed jy werk vir my, ek betaal jou pensioen en ek basies trek dit af. Maar ek betaal dit nie oor na die administrateur nie. Nou, sê jy vir my, wat is dit? Want dis 'n fyn lyn tussen bedrog en diefstal daar. Jy weet, want ek dink wat Pieter is, of wat Thys is, jy weet, ons bou 'n pensioen vir onsself op, net om uit te vind, jy weet, dalk op afsterwe, dalk as ek byvoorbeeld van werk verander, of as ek byvoorbeeld dan nou wil gaan aftree, dan daar is niks. En ek bedoel, hierdie mense, moenie net daar teen hulle opgetree word nie, maar hulle moet eintlik krimineel vervolg en punt. Dis 'n groot verantwoordelikheid, soos jy inderdaad daar is. Nog 'n ding wat vir my lekker vraagtekens gegee het, is die stadsrade of die munisipaliteite wat wie se geld teruggehou is deur die staat. Hoekom doen die staat dit? Dis nog 'n ander ding daai Pieter, want die groot ding is ja, die rede daarvoor is hulle sê hierdie entiteite of hierdie 64, 65 entiteite basies kan nie na kapitaal kyk nie. Hulle kan nie na die geld kyk nie. Dit is juist vir misspandering en oorkapitalisering en geld wat eenvoudig net wegraak. So jou algemene dag op munisipaliteit. Jy weet as jy dit so wil stel. So nou basies jy weet as ons gaan kyk, algemene dienslewering is amper die belangrikste vir my en vir jou, want ons betaal daarvoor. En as ek vir iets betaal, dan verwag ek tog sekerlik, jy weet, iets moet na my toe terugkom in die vorm van 'n diens. Okay. So met ander woorde, nou kry jy hierdie kontroversie waar die tresourier byvoorbeeld nou sê, nee, Pieter, jy kan nou nie met jou geld werk nie. Alright, so ek vat nou al jou geld, ek hou dit nou terug en ek betaal nou eenvoudig niks meer na jou toe nie. Jy weet vir 'n sekere tyd. Dit is nonsens, Pieter. Dit kan nie so werk nie. So met ander woorde, jy moet daai weer eens die woord wat ek soek, ons gaan kry voor die onderhoud klaar is. Okay. Maar daai persoon wat nie na daai kapitaal of bevoegdheid het om na daai eenheid te kyk of na daai departement te kyk nie, hulle moet vervang word. Wanneer gaan ons regering een of ander tyd wakker skrik om te sien, as iets nie werk nie, dan moet ek dit outsource byvoorbeeld na die privaat sektor toe, of kry iemand in wat daai persoon wat die pos dan nou moet hê, ordentlike opleiding en guidance kan kry, en 'n verwysingsraamwerk kan kry, as ek moet die groen knoppie druk en ek druk byvoorbeeld die rooi, laat ek bly die groene eerder druk. Yep, 100%. Dit wys jy maar net hoeveel mense daar sit wat regtig glad nie jobwaardig is of dit is maar nie wat dit is. Hoor jy nog 'n ding, die Midde-Ooste se storie, jy weet, hoekom dit die markte en goeder so beïnvloed. Ek sit ook nou maar net as gewone man op straat en ek hoor ja dit en dat en dis die kanaal wat toe is en hier en dat. Ja, straat van Hermoes is 'n eintlik nog 'n interessante saak, want ek dink die meeste van Suid-Afrikaners 'n jaar terug gevra het en die van ons sê ja, waar is die straat van Hermoes? Ja, niemand het gesê seker iewers in Portugal of dalk Mexico, jy weet, iets in daai lyn, jy weet, maar as 'n ou nou gaan dink, die straat van Hermoes het uiteindelik so 'n ding geraak in vandag se leefstyl en kom ons sê maar gesprekke, jy weet, en dit is eenvoudig maar net daai klein kanaal waaronder maar hierdie vragskepe moet deurgaan, is absoluut onder 'n beheersfaktor geplaas, jy weet, dan nou van Iran, wat hy nou basies weet nou manipuleer, en ons ken nou die Amerikaanse storie, en ons ken, jy weet ook
die Emirate se storie wat som in Julie maand ook aangeval was weer. So dis oor en weer skiet stil staan, dan skiet ons weer 'n bietjie, dan is weer skiet stil staan. Maar uit die aard van die saak het dit tog maar, jy weet, die effek. En ons het dit wel weer gesien in die maand van Julie, waar ons gesien het op 'n sekere stadium, jy weet, het die olieprys selfs skerp gestyg omtrent met ongeveer 7 tot 8%. En natuurlik ek en jy voel dit op die pompe. Yep. En as ons dit gaan voel op die pompe, jy weet op die einde van die dag, dan kry jy beste vriende met Lisa met die rooi hare, jy weet wat agter mense aan met hardklip Ja, jy voel nog brandstof. steeds 'n bietjie aangeraak. Dit is 'n baie eenvoudige ding daai. Jy weet, so met ander woorde, dit raak die algemene verbruiker direk. 100%. En ons het nou gepraat oor inflasie. Natuurlik is dit nou weer inflasiedemper daai. Pryse word duurder. En ek bedoel, as mense gaan kyk, selfs kom ons sê jou blou of jou blue collar worker. Hulle is eintlik die mense wat die swaarste trek, Pieter. Want as ek 'n klein begroting het en ek het net soveel vir vervoer byvoorbeeld werk toe en terug, en ewe skielik het ek nie meer daai kapitaal nie. Jy weet dan waartoe moet hulle gaan? Dan moet hulle weer na Shisha's toe gaan. Hulle moet daar gaan leer. Hulle moet hier so iets gaan doen. So die hele stelsel eintlik word gedisrupt as gevolg van 'n klein straat van Hormuz en 'n Amerikaanse president en 'n Iraanse president wat nie oor die weg kan kom. Hoe lank gaan daai manne nog arm druk, dink Ek jy? dink dit is nog 'n rukkie. Wat sou Donald Trump het gereken, dit sou 'n baie vinnige oorlog gewees het. En daar is nie so iets soos 'n baie vinnige oorlog nie. En ek bedoel, soos mense gaan kyk, die uitkoms daarvan, dink ek die neeweffekte na die tyd is in elk geval nog steeds in die omgewing van tussen 6 maande tot 'n jaar, nadat hulle byvoorbeeld die wapens sal ophang en sê dit is selfslaan. Right, so wat jy weet, en jy gepraat nou van die Amerika en goeder, so hulle nuwe tariewe en goeders, wat beteken dit nou vir die wêreldekonomie? Ja, hulle gooi nou weer tariewe rond, soos ons nou gesien weer in die maand van Julie was besig, Pieter, jy weet, soos wat jy kan hoor, jy weet, en ou raak nogal opgewonde hieroor en jy raak kwaad en is maar wat dit is. Maar net wat 'n ou dink, ja, daai tipe van bewoording is 'n bietjie eenkant gesit in 'n aparte mandjie. Is dit nou weer op die kaarte, jy weet, in die maand van Julie waar hulle sê ja, tussen 10 tot 15% sekere lande, China, Europese state, lande ensovoorts. Maar die Amerikaners sien nou ook dat ander lande terugslaan met tariefverhogings en hulle basies, jy weet, plaas ook tariefverhogings, weet, op hulle produkte weer. En dit is nie goed vir die algemene wêreldekonomie. Jy weet, as jy sulke tipe van, kom ons gebruik die woord price disruptions het, oor en oor nie, want dit hou nie by die trend van inflasie nie, dit hou nie by die trend van wat so normale gesonde groei nie, en op die einde van die dag, jy weet, plaas 'n druk op my en ja, vir die algemene wat so verbruiker is. En hierdie prysveranderings en goederes is wêreldwyd, né? Dis nie net ons in Suid-Afrika wat hom beleef nie. Nee, ek dink ja, die girls kom met agter op Shein. Ek dink ja, Ja, al hierdie aanlyn inkopiepplekke. Ek dink ek kan hulle sien ja, hulle het gister nog, jy weet, inkopies gekoop vir daai prys. Nou is dit eweslik daai prys, maar ek dink ja vir die meeste van die dames sal buite hulle kom of my kwaad wees, maar bargain bly seker maar bargain, jy weet, hulle is maar altyd koop. Geen om hier daarna kyk. Net so vinnig, KAI is nogal altyd 'n lekker gesprek ding vir ons. Ek sien sy aandele het ook baie geval in Julie so ter afsluiting. Ja, ek dink die algemene KI aandele, jy is die verwagting wat daarvoor was en ons met 'n PE ratio byvoorbeeld en 'n hoër PE ratio is, hoe hoër is die verwagting van die aandeel? Jy weet, om 'n ideale groei te kan kry vir jou oor 'n sekere hoeveelheid tyd. Maar ek dink daai ratios is eenvoudig weer eens so hoog gedruk, jy weet, as gevolg van A, B en C, dat jy fear of missing out is een van die grootste goeders, maar dan ook, jy weet, hierdie organisasies se datasentrums en infrastruktuur wat uitgesit moet word om te kan uitbrei, is eenvoudig net te duur en die pryskapasiteit daarso het wel 'n invloed, maar so 'n bietjie daaroor gesels. Tuisa, dankie, lekker gesprek vir volgende keer. En ek weet jy en jou span is baie besig hierdie week. Sterkte. Bly net waar julle is. Ons gesels net hier na sport saam met Arnold. Dis nou na al die sports, as ek dit so kan noem, saam met Tuis wat die finansies aanbetref. Hierdie is goeiemôre, good morning. Dis so lekker om jou saam met ons te hê. Now, the South African under-15 baseball team is heading to the World Cup in Mexico this September, and like many amateur sports, unfortunately, the tour is self-funded. Joining us today are assistant coach Gareth Long and team captain Tatum White to tell us about the journey, the excitement, and how South Africans can actually help the team get to the World Cup in Mexico. Gentlemen, nice to have you with us. Thank you for your time. Let's talk for a second about how you get to the World Cup first, before we start talking the Bucks. How do you actually get a South African team in there in the first place? Yes, it's been a long journey. We attended the African qualifiers last year in Kenya.
in December. How many teams take part from Africa? So we had South Sudan were with us, Ghana were with us, Zimbabwe was down there, and then obviously ourselves. And we managed to get through that tournament unbeaten, which was a great achievement for the boys there. And that then gave us the African spot in the World Cup. And yeah, we off to Mexico, Merida. Yeah, Absolutely awesome. Tatum, is this something that you guys expected? Was it on the cards, or was this one of those, wow, we've done it? It was most certainly a wow, we've done it moment as well. But I mean, we were expecting to go to the World Cup in Mexico, and I think it's a great achievement because it gives the other boys opportunities to go play for their country, represent South Africa. And of course, there isn't a bigger stage than World Cup, and it doesn't matter whether it's under 6 or whether it's the seniors. This is the big time, isn't it? Yeah, it's still playing for your country, right? Yeah. I mean, you got to go out there, show other countries what we can do, you know, and it's the biggest stage. So, yeah. As a coach, where do you think our standard is compared to the rest of the world? Yeah, listen, it's we are a little bit behind the rest of the world, but like I keep telling the boys is that we got to play our own brand of baseball. We don't need to follow the rest of the world. You know, like our rugby teams go out there and play a Rassie brand of rugby. We need to go out there and play our SA brand of rugby. And then, if we can't out-hit the guys and we can't out-pitch them, there's other ways to do it in our defense and etc. But put a little SA spin on it, You can outthink them. Yeah, 100%. There you go. Tatum, I guess from that point of view then, without wanting to put more pressure on you, you're the Siya Kolisi of the team. In your position, what does it feel like to have to lead a team at the World Cup? Well, it's a great opportunity, especially because it's a World Cup. I mean, at the end of the day, I'm not going to be doing this alone, right? I still have my team with me. I'm not going to be carrying all the weights on one pair of shoulders. So I have other teammates helping me through this. But yeah, it's a great opportunity and hoping to lead the boys to like greater things in the World Cup. So trying to achieve small little victories at a time. I do want to ask you a rather strange question. From a training point of view, how different is it, or albeit how much the same is it to coaching a rugby team, for instance, and the drills and the things that you do? Talk me through that a bit, please. Yeah, so that, rugby is a lot more physical, Of course. obviously, than baseball. But, the guys still need to be super fit. We're going out there, we're playing a lot of games in the heat. So we do a lot of fitness training with the boys, both down here in Gauteng and down in Cape Town. And then it's just repetition, skills, repetition, core, getting the guys' muscles nice and fit and flexible, and just looking after the body as a whole. But it's a lot of hard work out there on the field, and these youngsters, were they ready for it? When they get up there and they put that 2.5 hours in the training twice a week, 3 times a week, it shows. It's starting to show now, and we're really, really getting to that point where World Cup is there. It's real. It's real. It's real. We've had 1 or 2 players, in particular Gifton Gwepe, who made it to MLB. In the back of your mind there somewhere, you can tell me you're not going to answer me, but in the back of your mind somewhere is there when I thought, well, if he can do it, then maybe I can get there. I think there definitely is a thought or two of that. I mean, it's great. It's a great opportunity now as well to go and maybe showcase some talents from everyone in the team. I mean, yeah, it's a great opportunity because if those people can do it, most certainly, like a lot of other people can also do it. So there is hopes for that at some point. I'm going to say this straight up. It is seen as a bit of a Cinderella sport in some ways, unfortunately. How big is the game in South Africa? And obviously there's place to grow it. Yes, 100%. It has grown in leaps and bounds over the last couple of years. You can see at club level, there's more clubs getting involved. There's more youngsters getting in there. Grassroots level, we need to get a little bit more involved there. If it can be introduced into the schools, I think that's where it needs to start. The moment schools playing a lot of softball, so they focus a lot of that. But if we can get that into the schools, it's just going to grow in leaps and bounds. And with the teams qualifying for World Cup, the under 12s were there last year in Taiwan. The under 15s are going now. The under 23s are traveling. The under 18s are traveling. The ladies have just come back from the States. So, the more exposure we get out of it, I think the sky's the limit. Tatum, were you at school? I go to St. Dunstan's College. Okay. When it was announced that you've got your South African colours,
obviously all of the kids at school go, oh, wow. And that's an opportunity where the exposure to the sport and to yourself is so much wider. What was the reaction like at school? It was quite amazing to see how supportive they were. But yeah, there are a lot of kids at our school that do play baseball, especially also South African baseball. And I think it's a great opportunity to showcase the sport there at the school as well. Because like Gareth said, introducing it to schools will probably help a lot more as well. What else can be done? Sure. Have we got time? No, again, like most of the sports are all self-funded. So, we just go out there and see what we can do with the public. We're looking at 60 grand a player. Sure. But again, like most sports are self-funded, and we just reach out to the public every now and again and say, listen, guys, is there any assistance that we can get? Every little bit helps. Of course. How can corporates get involved? We've got our Yoko online accounts. And where do we get that? Okay. That is all on our SABU, our South African Baseball website. Okay. And on their Facebook pages, all their social media. So you'll be able to get that there. And yeah, it's just have a look if you're willing to, donate anything. That's the spot. Awesome. And if someone privately, a private individual, same type of procedure? Same thing, yes. Procedure. Yeah, we all work through that to streamline it and just keep all the checks and balances in place. So it's all available there online, yeah. Who's in your group in Mexico? Countries like Mexico, Japan, Cuba, Dominican Republic, and Germany. Oh, that sounds like quite a group of death, actually, in one way, I hate to say. It's a tough one. Yeah, particularly the home side. Yes, 100%, yeah. What is your strategy? Is there a strategy for each one of them, or are you going to go as you go? Yeah, well, we go out there and, you obviously got to fight your battles, and see which ones we can go out and win. And we target those type of teams, like the Germanys, those sides we'll have a go at. And then in our next round, you start playing for position, and then you've got some more opportunity there. So yeah, it is. We've got to handle our pitching staff, see who's going to do what and who's going to do that. But at the end of the day, it's how that ball rolls on the field. Indeed. Yeah. Gentlemen, thank you very much for popping in. Best of luck. Get those monies in and make it count when you get it there. Thank you very much. Thanks very much for your time. Dis dan Gareth Long en Tatum White wat gepraat het oor bofbal en die Wêreldbeker in Mexico. Bly ingeskakel hier op Goeiemôre, good morning. Ons is net hierna weer terug. Baie welkom by Kuns vir die Siel. Ek is Nadine Vosloo en ek is hier om jou vandag kreatief te inspireer. Ek is 'n voorstander van herwinning. Om dit wat iets in die verlede betekenis gehad het, nuwe mening en doel te gee vandag. Nou as 'n mens selfs kyk na jou eie lewe, hoe jou gisters jou vandag bepaal, moet jou gisters nie jou vandag definieer nie. Dit moet jou vorm om 'n beter weergawe van jouself te wees. Nou kom ons kyk hoe ons dit vandag op 'n betekenisvolle manier kan toepas deur vorm te gee aan vandag, deur ons ervarings van gister. Nou wat ek hier het is papier-mâché wat ek self gemaak het. Nou hierdie kan ou joernaalpapier wees, dit kan selfs toiletpapier wees, kombuispapier, wat jy meng met water en asyn om dit eers 'n pulp te maak en jy kan dit deur 'n voedselverwerker sit en dan meng jy koue lym daarbey nadat jy al die oortollige water uitgedruk het. Goed, en dan kry jy iets wat so lyk. En moenie te bekommerd wees as dit nog nie vorm het nie. Dis presies wat ons nou volgende gaan doen. Ek het hier 'n opgeblaaste ballon en wat ek doen is ek sit hierdie pulp op my ballon vas. So ek gee
dit 'n vorm. Hierdie kan ook aangewend word op ou glasbottels. So enigiets wat jy vorm en patroon wil gee deur herwinning in jou eie omgewing toe te pas. So jy plak dit nou net vas op die oppervlak wat nou eintlik net die vorm gee. En hierdie is 'n tydsame proses en ook die rede waarom alles reeds in stappe voorberei is. Sommige kunswinkels verkoop ook papier-mâché wat reeds vir jou gemaak is, maar dit is ook lekker om selfskepend te verkeer. Goed, as hierdie proses nou klaar gedoen is, gaan hierdie hele vormpie wat totaal heeltemal toe is of net halfpad soos wat ons in die ander gedoen het, gaan in die son gelaat word om droog te word. En dan het ons iets wat ongeveer so lyk. So het ek 'n groter ballon, ek het meer tyd gehad en hier is my oppervlak nou al bietjie droog. As jy enige onegaligheid op jou papier-mâché wil wegsteek, het ek in hierdie bakkie het ek gipspoeier en daar gaan ek klein bietjie water bymeng en klein bietjie houtlijm. En ek maak dan nou 'n mengsel met gips, water en houtlijm totdat dit regtig 'n slap mengsel is wat dan gebruik kan word om bo-oor my oppervlak aan te wend om enige onegaligheid weg te steek. Wat ek dan ook in dieselfde stap gaan doen, ek vat sommer klaar my verfkleur wat 'n Olympic Paints crème sorbet is en ek meng dit by my gipsmengsel. En ek verf dit bo-oor my gedroogde papier-mâché. Wat dit dan nou doen, dit steek en verbloem enige onegaligheid en dit gee sommer mooi egalige afwerking. Wanneer hierdie proses dan nou droog is, gee dit so 'n uur. Jy sal sien die gips vat nie lank om droog te word nie. Dan het jy nou jy kan die ballon bars om die ballon te verwyder, het jy dan 'n bak wat so lyk. Goed, wat ek dan nou wou gedoen het, net om ekstra tekstuur en patroon op my bak aan te wend, is ek gebruik my boor en ek boor gaatjies reg rondom my bak, mooi egalig versprei, sodat ek die volgende proses kan aanwend. Ek neem nou tou, 'n lekker groot naald, en ek ryg hierdie tou nou deur al die gaatjies wat ek geboor het.
En dis dan nou hoe dit lyk as dit klaar is. Hierdie bak kan gebruik word as 'n vrugtebak of as jy 'n kershouer in jou huis benodig, kan jy dit gebruik as 'n kershouer deur net kersvas daarin te smelt. En dan het jy in 'n japtrap nuwe vorm gegee aan ou gebeure in jou lewe. Goeie vorm en iets wat gehelp het om jou kreatief te laat verkeer. Geniet die week wat voorlê. Die bekroonde Afrikaanse popgroep Rooksyn het kragte saamgesnoer met die gewilde kletsrymer Early B vir die vrystelling van hulle vars nuwe enkelsnit Halfpad. Vandag kuier Rooksyn by ons om 'n bietjie meer oor hierdie opwindende samewerking te gesels. Hartlike goeiemôre julle drie. Dankie. Ja, Dion, Renier, Ansel. Lekker Long om te sien, time. Ja. Yesterday. Maar dis nou halfpad tot hier. Ek weet nie vir die res van die pad voor lê, maar dit klink vir my opwindend. Vertel vir my 'n bietjie van die nuwe song, man. Well done. Ja. Ja, gek, die nuwe song, dit was is iets wat maar baie, kan ek sê, impromptu gekom het. Ons probeer nog ons voete vind in terme van wat Rooksyn is nou vorentoe met Ansel wat ook nou by ons is. Lekker nuwe dinamiek, né? Nuwe dinamiek, Ja. baie jonk, koekie, vars, jy weet. Meisie het ook longe hoor. Sy kan sê. Hulle sê mos klein botteltjies groot gehou. Maar die lekker Renier net so om gedagte ook te vat is dis twee wêrelde. Ek meen Rooksyn is uniek met hulle klank nog altyd gewees en Early B ken ons vir Early B. Ja. Ook 'n man toe jy hom genader het, hy het seker dadelik ja gesê. Hy sê mos nooit regtig nee. Ja, ek dink met El is dit nog altyd 'n goeie verhouding gehad en al die shows het ons nog al die jare saam gespeel het. Sê ons nog altyd, jy weet, miskien is daar ergens iets en het was aan 'n song gewerk en hy het daar gesit en toe sê ons okay, El is dalk die regte ou vir die song. Kom ons gee dit 'n go. En toe vra ons het hy sê nee, hy's in vir dit en toe gaan ons. Ja, en dit is iets wat nou al belangrik kom. Ja. Nou van 2019, Ja. jy weet, praat ons, sê ons hoor hier wanneer en toe was dit nou die regte tyd gewees. Hoorie en halfpad gaan ook oor om mekaar halfpad te ontmoet, Ansel, nie waar nie? Is dit Ja. iets waarmee 'n ou lekker kan relate? Ja, ek dink altyd in 'n verhouding, maak nie saak of dit 'n vriendskap is of dit 'n verhouding is. Dis altyd belangrik dat nie net een ou na die tafel toe kom nie. En dis beter as altyd net halfpad mekaar kry. Wel dan. So het julle te werk gegaan om hierdie song toe nou te skryf. Ek meen waar begin nou? Ek dink, jy weet, baie keer begin 'n ou by 'n gesprek wat 'n mens gehad het wat ergens net half geresoneer het en Ja. ek dink halfpad kom dalk in 'n mate van dit af, jy weet, dat dit maar 'n give and take is en enige ding. So hier is 'n song wat ek al maar meer na Saterdag aand uit op my trappe gesit het en toe begin die idee kom en toe die idee met Dit ek halfpad droom. Wat die halfpad oor Daarom nie helemaal, ja, mens maar kyk hoe jy dit Ja. appropriate kon maak op daardie dag. Diana, obviously julle bring almal nou julle uniekheid na die ding toe. Wat sou julle sê was die bydraende faktor van Early se kant af? Ag, ek dink hy's maar net goed soos hy Ja. pas aan met enige styl wat daar is. So, Ja. en ook ons het wanneer was dit? Dit was letterlik toe ons die Hy het demo so vir hom vinnig, stuur. ja. Dit was die aand 7:00 en toe die volgende oggend het hy klaar vir ons soos die 9 uur. volle deel gestuur en dit was net van die begin af net wat Ja. is Dag hy. roem Ons was dit happy met al. Ek dink ons het daar net besef dat Ja. hy sê fly by night is hy Nee, hy is rarig. storie dat die feit dat hy so vinnig aan iets kon kom wat Ja. so goed was net unbelievable. Ja, en dis regtig 'n kuns om ritmies daai vloei Ja. van die woorde met die musiek te kan kry en hy sê flippend goed aan. Ja. Ja. Wêreldklas man tussen julle en Ja. ook moenie net vir hom al die prys gee. So nie, julle is net so benoemenswaardig. Maar Dankie. Hoe was die opnameproses en goeters? Ek meen obviously met julle wat daar's hy jy weet dis
Dit was goed geweest. Ek dink dit was nodig vir Rooksyn geweest as soos die nuwe dinamika wat ons het. Ons het Potchefstroom gegaan vir 2. Was dit op 'n naweek? Dit was nie op 'n naweek geweest nie. Dit was deur die week Ek geweest. dink dit was tydens die week geweest, ja. Ja, en toe gaan ons na Ewel toe waar julle ook altyd julle musiek eintlik voorheen gedoen het. En ja, so en dit ek dink dit was nodig vir ons. Ons het lekker gejel, ons het mekaar beter leer ken. So ja, dit was 'n lekker, dit was baie lekker Ja, maar geweest. hy was toe in die Kaap geweest en toe Ja, ons het alleen. Ja, ons het maar so gedoen want ja, maar net hy's ook goed in daai manier. Vandag kan ons dit ons maar so. Ja, mense kan dit maar Baie baie lekker maak. Ek moet sê ek het ook al self liedjies opgeneem wat ek die vocals hierdie kant doen in die musiek. stuur mense In die Kaap het so gedoen. Sê net gou vir my die dinamiek vir julle nou sedert jou aansluiting by Rooksyn. Lekker manne, geniet julle dit? Julle Ek weet sy geniet dit baie. Sy hou op postone. Maar ek dink is baie goed. Ek sien uit vir toer saam. Dis nice dat ons is eintlik goeie vriende ook en as hulle dit mooi kom inpas. Jy weet wie en wat ek en Diana ook op die einde van die dag is. Almal selfe waardes. So nee, ons sien uit vir wat voor lê. Ek dink ons vriendskap sal ook in ons musiek weerspieël going forward. Ja. Ons sê dit moes nogal 'n ding wees. Ek het al baie keer gedink, jy weet, as jy so gewoond is nou, kom ons noem maar die popgroepe soos 'n U2 of 'n Bon Jovi of 'n Queen for that matter. Hoe gaan jy iemand soos 'n Freddie Mercury se skoene kan vol staan en maar ook jou eie uniekheid bring? Bietjie druk wat jy oor dit ervaar of jy nooit so daaroor gedink, jy net gedink, wow, what an opportunity. Nee, definitief. Ek dink toe ek net begin het ons saam gesing het op die verhoog en as, toe sê ek soos okay, ek moet nou begin besef soos ek is nie alleen op die verhoog nie of alleen besluite maak of alleen dink oor wat vorentoe gaan nie. Jy is nou in 'n groep, so dis belangrik en ek dink dit is ook lekker vir my om in 'n span te werk. Ek dink hulle is goed ook om saam in 'n span te werk. So julle maak dit nie regtig moeilik om saam mee te werk nie. So ek dink hulle het dit vir my lekker gemaak en maklik gemaak, maar ek moes ook vir myself gesê het soos daar's ander maniere om nou dinge te approach en oor te dink, maar goeie maniere. So wat lê voor? Ek meen soos ek nou tongnetjies gesê het, dis halfpad. Daar's nog baie wat wag vir Rooksyn en dies meer. Nog 'n samewerkingsooreenkoms of so waarna ons kan uitsien of is dit van hier af vorentoe net weer 'n bietjie singles van julle kant af? Ja, ons kan maar gooi. Nee, ons kan hom so lank. Ek dink ons het Ons is môre in die studio. Ja, ons is môre in die studio met ook nog 'n kuile. O, fantasties. Groot enetjie. Okay, lekker. En ons het so 'n klein akoestiek album wat ook uitkom wat ons het hierdie kompetisie gehardloop waar ons met 8 random mense wat ingeskryf het van ons ou songs akoestiek gaan doen het en dan gaan ons een kies om saam met ons 'n song te skryf en uit te bring. So ons het eintlik nogal baie collabs wat Nice. voor lê op die oomblik. Ek wil net sê ek is nie môre in die studio nie, so bietjie later. Dalk kom hy nog. Hoor jy hier sê gou vir my en wat's dit Billy Boys, né? Billy Boys. Dit gaan goed met Billy Boys ook so op die kant. Ja, ons het Billy Boys in Montreal, Westkaffe. Ons het ek het my 10de winkel oopgemaak laas maand. Wow, Ons het man. Hierdie maand 4 winkels wat oopmaak. So nou moet ek vra wanneer kom die shows in? Ek dink die jaar het al reg gespeel word. Ons het 'n stiller jaar gehad, maar dit tel nou op van nou af. Ons is nou weer by vocal events met bookings. So ons het net 'n bietjie voete gevind die jaar. Ek moet sê ook met alles wat aangaan met hom en met Diana met werk en al die restaurante en goed maak hulle tyd vir die musiekkant. En ek dink dis omdat julle so lief is daarvoor. Ons baie lief. So julle sit dit eintlik eerste partykeer en ek dink is goed. Ek dink die musiek, jy weet, Rooksyn was al op 'n redelike level, maar ons voel nog altyd ons kan verder gaan en ons gaan dit nou doen. Ja. Maar dis goed, so kry ou mos nou maar, jy weet, die fondasie is gelê, die dinge is daar en nou kan 'n ou net nog soveel meer kreatief raak want Ja. die mark ken julle ken julle mark en van hier af is dit net vorentoe. Ons sien uit. Ons sien uit. Lekker, lekker. So ek sal eers daar so 'n bietjie daar kom inloer. En seker maak Rooksyn se musiek word ook mooi gespeel daar op die Dis eintlik wat ons doen. Ons het met 'n soundbox, so al ons musiek speel in al die winkels op dieselfde. Gooi maar net so Pieter Koen enetjie op se nou en dan daar. Ek is seker die mense se pizzas en soos net beter vir jou. Baie dankie dat julle kom inloer het hier vanmôre Dian Renier, Anzeli, baie lekker. Kyk uit vir hom, hy is al reeds uit en gaan luister halfpad saam met hulle en Early B. Dis al van ons af wat môre aan betref. Môreoggend is ons klokslag terug van my en die res van die span. Mooi bly mooi en sorg dat jy nooit ophou droom nie. Lekker dag.